Weet in 1 Korintiërs 6 vers 9 sê die skrif iets interessant. Hy sê 'n dronkaard sal nooit die koninkryk van God sien nie. Iemand wat homself oorgee aan drank, iemand wat nie kan ophou drink nie, iemand wat net wil party tot party en Spreuke sê hy, hierdie ouens spog oor die sterk drank wat hulle gemeng het. Ek ken dit, ek was daar gewees, ja, ek kan nie wag nie, die maandag kom ons by die skool, dan vra die manne wat julle die naweek sê, ja, ons het 'n bom gedrink, ons het 'n liter brandewyn, net tussen my en my chommy, sommige so klap ons gou 'n liter brandas, pas ons uit, het ons 'n lekker naweek gehad, doen ons dit toe ons wakker word sonnagoggend, toe kap ons weer 2 koue biere, regmakertjies, toe is ons terug, toe begin die potjie kos in die swembad. Dis hoe ons geoperate het. Ek ken dit, maar die Bybel sê dronkaard sal die koninkryk van God nie sien nie. Daai persoon sal God nie sien nie. Daai wat spog met sy sterk drank. En hy inteendeel sê die skrif in Engels om hy sê give wine to the one who perishes. Gee wyn of drank vir die persoon wat verlore gaan. Gee dit vir daai ou. Hy's verlore, hy gaan laas. Die ou wat verlore is, gee homself oor aan drank en al hierdie begeertes. En dan sê hy interessant by 1 Petrus 5 vers 8 sê hy in Engels be sober, be vigilant. Because your enemy walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Be sober, be vigilant. Wanneer jy nugter is, wanneer jy sober is, nugter is, kan jy wakker wees. Wanneer jy nugter is, kan jy nugter dink. Ek ken nie een ou vandag wat alkohol neergelê het en sy lewe was nie beter gewees nie. Nie een ou nie. Nie een ou nie. En terwyl jy in dit is, dink jy kan nie lewe sonder dit indink nie. Maar ken nie een ou vandag wat alkohol neergelê het en sy lewe is nie beter gewees nie. Wat alkohol neergelê het en Jesus gekies het bo alles en drank verwoes families. Verwoes families. Ek onthou ek het by 'n skool een keer bedien. Kom 'n meisie sy hul my K-way baadjie van buitekant af binnekant toe deur pap na. Toe sy eventually kon asemhaal, toe sê sy vir my asseblief bid vir my. My pa drink en as hy gesuip is, dan skop hy my ma, my boeties. Hulle kruip onder die tafel weg as ek in die middag by die huis kom. Dan lê hulle daarso. Dan is hulle geslaan. Alkohol doen dit. As daar 'n party ouens sê ons hulle persoonlikheid lê daar onder in die bottel. Hy moet die hele bottel uitdrink voor hy sy persoonlikheid raak. Nee, dis nie wie jy is nie. Daai is nie jou persoonlikheid nie. God het jou gemaak op 'n ander manier. Hy het nie jou gemaak en sê, hoor hier's jy nou, maar vir jou om uit te kom, drink hierdie nie. Hy het nie 'n magic potion vir jou om lewendig te raak nie. Jesus, die Heilige Gees in jou, maak jou lewendig. Dit revive jou, maak jou wakker, maak jou honger vir die lewe, maak jou liefdevol. In Engels, ek hou van Engels, ek lees 'n Engelse Bybel, so verskoon my Engels tussenin. Hy sê dat ons dra die vrug van die Gees, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Heilige Gees in jou, maak liefde in jou wakker. Heilige Gees in jou bring joy. Heilige Gees in jou bring vrede. Heilige Gees in jou bring al die kindness. Dis die Heilige Gees in jou. Alkohol doen dit nie. Jy sê dalk, nee, ek is vriendelik as ek ietsie gedrink het. Ja, my vriend, maar jou bankrekening hou nie van dit nie. En jou familie hou nie van dit. En jy dink jy is vriendelik. Maar dit is nie so nie. Daar's mense om jou wat deeltyd tiptoes rondom jou. Hulle is bang vir wat nou gaan gebeur as pa weer ietsie gedrink het vanaand. Of ma, gee al daai geld weg en die kinders ly honger, want sy wil drankie inkry. Daar's 'n beter lewe vir jou en ons vryheid vir jou. En God se plan met jou lewe is baie groter as dit waarin jy vasgevang is. En die rede hoekom hy sê die dronkaard sal nie die koninkryk sien nie, is omdat die dronkaard dronk is die hele tyd. Hy's nie nugter by sy volle bewussyn om te kan sien die plan wat God vir sy lewe het nie. Wanneer hy in alkohol deurdrink word, dan sien hy nie meer nie. Jy weet hoe dit is as jy te veel gehad het, jy blur 'n bietjie. En dan val jy rond en jy weet nie waar jy kom nie. God wil hê jy moet nugter wees te alle tye. En hier sit ek vandag tot bekering gekom, 10 jaar laas enige alkohol oor my lippe gehad. Ek proe nie eers aan dit nie eers met nagmaal nie. Dit het nie my lewe beter gemaak nie. En ek wil daai voorbeeld wees dat wanneer ek dalk met die waiter by die winkel is en ek deel met haar Jesus, dat ek nie met 'n glasie wyn in my hand staan terwyl ek Jesus met haar deel nie, want ek weet nie of haar man by die huis vir haar slaan wanneer hy gesuip is nie. Want dan is dit die relation wat sê, nee, die pastoor drank, my man drank, ek wil niks met die kerk doen nie. Nee. Ek wil seker maak dat my lewe 'n voorbeeld is vir die mense daar buitekant, vir die jong generasie daar buitekant, vir my eie generasie daar buitekant, dat alkohol niks beter maak nie. Sê ek ons vir hom met een biertjie of 'n glasie wyn? Glad nie. Dis jou saak tussen jou en die Here, maar 'n dronkaard sal die koninkryk nooit sien nie. Vader, ek dank U in Jesus se naam. Dankie dat U met mense praat. Dankie Here dat U drank bitter maak vir die persoon wat probeer ophou. Dankie dat U drank bitter maak vir die persoon wat nie probeer ophou nie, maar nie kan ophou nie. Dankie Jesus dat U mense nugter maak, dat hulle U sal kies sodat hulle die koninkryk kan sien. Daar's soveel meer en ons prys U daarvoor vandag in Jesus se naam. Totale vryheid,
totale vryheid vir elke persoon wat dit begeer in die naam van Jesus. Amen.